Kom ons bid net eers saam. Here, hier aan die vooraand van Kersfees wil ons vir U dankie sê dat Kersfees vir ons nie maar net nog een of ander tyd is van winskoopies en van lekker eet en van al die dinge wat ons werklik geniet ook rondom Kersfees nie, maar dat dit werklik vir ons gaan oor 'n Christusfees. En Here, waar ons in 'n wêreld woon waar dit baie keer vir ons voel asof dit aan mal raak en alles deurmekaar raak. Dankie dat ons by U rustigheid kan vind. Te midde van alles wat aangaan. En ons bid dat U ook vandag en in die tyd wat kom vir ons iets van die ware Kersfees opnuut sal laat besef. Ook in vanoggend se erediens en hierdie prediking vra ons dit van U, Here, in Jesus se naam. Amen. Ek wil 2 gedeeltes lees. Die een is uit Lukas hoofstuk 2 en dan ook uit Matteus hoofstuk 25. Nou kom ons lees eers daar in die evangelie van Lukas hoofstuk 2. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En dan in die evangelie van Matteus, hoofstuk 25, lees ons daarvan in vers 1 tot 13. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood." Maar die verstandiges antwoord: "Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie." Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep: "Meneer, meneer, maak vir ons oop." Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie." Geliefdes, in 'n sekere kinderbybel word die geboorteverhaal van Jesus vir ons vertel en dan sluit hierdie verhaal af met die woorde: "Niemand het eens probeer om vir hulle plek te maak nie, want hulle het nie geweet dat hierdie jong vroutjie oor 'n rukkie die moeder van die seun van God sou word nie." Die vraag is natuurlik, hoe moes hulle dit geweet het? Dan was niks, in teenstelling met die uitbeelding van daai gebeure op die tradisionele Kerskaartjies, was daar absoluut niks wat vir enige iemand kon sê dat daar iets spesiaals was
aan Josef en Maria nie. Maria het nie daar voor die deur van die herberg gestaan, omring van engele en met 'n stralekrans om haar kop nie. Maria het ook nie eers op die rug van 'n donkie gery nie. Ek weet, dit word ook maar gewoonlik vir ons so uitgebeeld, dat Maria op die rug van 'n donkie gery het, maar dit word nêrens vir ons in die Bybel gesê nie. Josef en Maria het waarskynlik te voet die afstand afgelê van Nasaret na Bethlehem, dis so 145 km min of meer. En dit was 'n stowwerige pad, dit was 'n moeilike pad. En toe hulle daar uiteindelik voor daai deur te staan kom en hulle klop aan en vra of daar vir hulle plek is, het hulle alles behalwe gelyk soos die ouers van die Here Jesus. Daar was niks aan hulle wat hulle enigsins goddelik sou laat lyk het nie. Hulle was maar net nog 'n egpaar, vuil, slobberig, een van baie wat in die dorpie opgedaag het en op soek was na slaapplek. Al wat dalk so bietjie spesiaal was aan Maria, is die feit dat sy verswanger was. Maar daar was absoluut niks wat hierdie herbergier daarop kon voorberei, dat een van die grootste wonders van alle tye daardie nag langs sy huis sou plaasvind nie. Maar dan moet ons ook verder vra. Indien die herbergier wel geweet het dat dit die moeder van die Here Jesus is, die moeder van die Messias wat hulle so lank verwag het, wat hier voor hom staan, sou hy dalk tog dan vir haar 'n kamer gegee het. Sou hy miskien die hoofslaapkamer vir haar gegee het en vir haar gesê het, kom neem jou intrek hier, ek sal eerder in die stal gaan bly, dat jy hier in my kamer die babietjie kan hê. En as ek en jy die herbergier was, sou ons anders opgetree het as hy. Sou ons besef het wie dit is wat hier voor ons staan? Twee vuil mense, stobberige mense, jong meisie, verswanger. Sou ons besef het wie dit is? Of sou ons ook maar ons skouers opgetrek het en vir hulle weggestuur het? Na ongeveer 400 jaar, die sogenaamde stiljare, waar daar geen profete meer opgetree het in Israel en Juda nie, is Jesus se koms so onverwags en so vreemd, dat niemand hulle eintlik gesteer het aan hierdie jong swanger meisie, wat saam met haar man daar tussen die diere geslaap het, en uiteindelik daar geboorte geskenk het aan die baba nie. En ek is bang daarvoor, ek is bang vir myself, dat ons dalk met die tweede koms van Jesus, want kyk, Jesus het daarom nou al die eerste keer gekom, as ons in hierdie adventstyd dink oor Jesus, dan dink ons ook oor sy tweede koms, en dat ons dalk dieselfde ingesteldheid sal hê rondom Jesus se tweede koms, as wat hierdie mense gehad het rondom Jesus se eerste koms. Want al sê ons dit hoe dikwels vir mekaar, dat ons uitsien na die wederkoms van die Here Jesus. En al sê ons hoe dikwels vir mekaar, die einde is naby. Vermoed ek tog, dat vir die meeste mense, die wederkoms van Christus dalk 'n bietjie onverhoeds gaan betrap. Dat dit dalk 'n bietjie onvanpas gaan wees, en ongeleë gaan wees. Ons verwag die wederkoms, dit weet ons daarom nou al, maar net nie vandag nie. Net nie in hierdie Kerstyd nie. Ons sien daar uit om ons familie by ons te hê. Ons wil daarom eers daai lekker tyd
rondom Kersfees agter die rug kry. Jesus moet nie nou kom nie. Die Matteus Evangelie word onder andere gekenmerk, daar's 'n klomp kenmerke rondom die Matteus Evangelie, maar een van sy kenmerke is 'n 5-tal preke van Jesus wat vir ons opgeteken is in die boek. En dis elke keer so 'n preek en dan is daar 'n klomp dinge wat gebeur en dan weer 'n preek en dan weer 'n klomp dinge wat gebeur. Die eerste preek van Jesus kry ons in Matteus 5 tot 7, die baie bekende bergrede, daai gedeelte wat begin met die saligsprekinge. En dan is daar nog 3 ander preke en dan die heel laaste preek van Jesus wat vir ons opgeteken is in Matteus, kom voor in hoofstukke 24 en 25. En dit staan bekend as die profetiese rede. En in die profetiese rede gee Jesus veral aandag aan die eindtyd. Nou, ons het ons baie deur die jaar gepraat oor die eindtyd, toe ons met Openbaring besig was. Maar in hierdie profetiese rede vertel Jesus ook 'n klomp gelykenisse. En al hierdie gelykenisse het eintlik een doel, en dit is om vir ons te sê, ons moet gereed wees vir die tweede koms van Jesus Christus. Ons kry onder andere daar die gelykenis van die getroue en die ontroue slaaf, die gelykenis van die talente. Ons kry daar ook dan die gelykenis van die 10 jong meisies, die een wat ons vandag saam gelees het. En keer op keer in hierdie gelykenisse, dan sluit Jesus af met die woorde dat die mense waaksaam moet wees. Matteus 24 vers 42, bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle Here kom nie. Matteus 24 vers 44, daarom moet julle gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n tyd, wanneer julle dit nie verwag nie. Matteus 25 vers 13, wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Met ander woorde, die boodskap, die groot boodskap van die profetiese rede is baie duidelik. Om te verhoed dat ons onverhoeds betrap word deur die wederkoms van Jesus Christus, moet ons waak, moet ons wakker wees. Ons moet die tekens van die tyd raak lees. Ons moet die tekens reg interpreteer. Anders gaan ons dalk, soos die herbergier, ook 'n wonderlike geleentheid deur ons vingers laat glip. Nou Jesus vertel hier in Matteus 25 hierdie gelykenis van die 10 jong meisies wat 'n bruidegom ingewag het. Nou die gebruik in daai tyd was dat die bruidegom het na die bruid se huis toe gegaan, hy het die bruid gaan haal en dan het hulle na die bruilofsfees toe gegaan. Maar dan iewers langs die pad het die klomp vriende veral van die bruid gesit en wag, en as hulle dan sien dat die bruid en die bruidegom nou aankom, dan het hulle opgestaan en dan het hulle nou al jubelend en singend, het hulle dan saam met hierdie bruid en die bruidegom beweeg na die bruilofsaal toe. In hierdie gelykenis werk dinge egter nie heeltemal so mooi uit soos wat hulle beplan het nie. Die bruidegom is op 'n sekere tyd verwag en toe hy nie kom nie, toe raak hulle aan die slaap en hy kom toe eers heel wat later. En in die tussentyd het 5 van hierdie meisies se olie wat hulle in die lampe gebruik het, opgeraak. En dan in hierdie geharwar wat hulle nou rondhardloop, hulle moet nou probeer olie in die hande kry, in daai geharwar kom die bruidegom dan, en die bruidegom en die bruid en die 5 meisies, die wyse meisies, hulle beweeg dan na die bruilofsaal toe. En uiteindelik, as die 5 dwaase meisies, die onwyse meisies dan opdaag daar, dan vind hulle dat die deure gesluit is en kan hulle nie ingaan nie. Nou goed, die groot vraag met hierdie gelykenis is, wat is hierdie olie? Waaroor gaan die olie? Want hier is 10 jong meisies, almal is opgewonde om die bruidegom te ontmoet. 5 van hierdie 10 skarrel rond om olie in die hande te kry. Hulle is ook angstig om die bruidegom te ontmoet. En uiteindelik dan hardloop hulle na die bruilofsaal toe, hulle klop dringend aan die deur, dat hulle ook kan ingaan.
maar dan word die deur nie oopgemaak nie. Oënskynlik is daar baie min verskil tussen die 5 wyse meisies en die 5 dwaase meisies. Almal van hulle sien uit na die koms van Jesus Christus, of van die bruidegom dan in hierdie geval. Maar slegs 5 van hulle word toegelaat om die bruilofsaal binne te gaan. Wat het die verskil gemaak? En wat baie duidelik is in hierdie gelykenis, is dat die dwaase meisies nie voorbereid was daarop dat die bruidegom sou talm om te kom nie. Byna soos hierdie herbergier wat na 400 jaar wat daar geen profete opgetree het nie, glad nie meer gedink het eers aan die koms van die Messias nie, en totaal onvoorbereid was vir Jesus se koms. So is dit ook met hierdie meisies. Hulle het nie besef dat die bruidegom dalk 'n bietjie later kan kom, dat hy dalk kan talm om te kom nie, en hulle is nie gereed om hom te ontmoet nie. En omdat hulle nie gereed was nie, moet hulle teleurgesteld omdraai, terwyl die fees aan die gang is. En die gelykenis sê vir ons, hulle het olie gekort. Dis al verskil tussen die een groep meisies en die ander groep meisies. Die een groep het genoeg olie gehad, die ander groep het nie olie gehad nie. En wat moet ons dan doen om te sorg dat dieselfde lot nie ook vir ons tref nie? Wat is dit wat maak dat sommige mense genoeg olie het, terwyl ander 'n gebrek aan olie het? Wat moet ek en jy doen om te sorg dat ons genoeg olie het? Nou oor hierdie vraag is daar deur die eeue baie oor bespiegel, en baie antwoorde is uitgedink hieroor. Sommige van die verklaringe wat vir die olie gegee word, is dat dit gaan oor gebed. Jy moet in gebed volhard. Hoe meer jy bid, hoe meer olie het jy. Ander het gesê jy moet die Heilige Gees in jou hê. Hoe meer jy die Heilige Gees, of hoe meer die Heilige Gees jou vervul, hoe meer het jy olie. Vir ander het dit gegaan oor 'n rein lewe. Ander het gesê dit gaan daaroor om 'n lig in die wêreld te wees. Sommige sê dit gaan oor Bybel lees. Hoe meer jy Bybel lees, hoe meer olie het jy in jou lewe. En daar's 'n hele klomp ander verklaringe ook. En al hierdie dinge is natuurlik belangrik vir ons as Christene. Natuurlik moet ons Bybel lees, natuurlik moet ons bid, natuurlik moet ons gevul wees met die Heilige Gees. Al daai dinge is waar. Maar as jy gaan sit en lees, en jy lees hierdie gedeelte, jy lees die ander gelykenisse wat hier vertel word, jy gaan lees 'n bietjie verder, gaan lees verder in die Matteus Evangelie, dan wil dit lyk asof daar iets is wat vir God nog belangriker is as al hierdie goeie hoedanighede wat ons in Christene verwag. Iets wat vir God nog belangriker is as goeie geestelike dissiplines wat in almal van ons lewens behoort voor te kom. En die antwoord vind ons op 2 plekke in die Evangelie van Matteus. As ons terugblaai na die heel eerste preek toe, ek het gesê die eerste preek is die bergrede, en as ons terugblaai na die bergrede toe, en ons vergelyk die bergrede, die eerste preek en die laaste preek, die profetiese rede, ons vergelyk hierdie 2 met mekaar, dan is daar veral 2 baie interessante ooreenkomste. In albei gevalle vind die preek op 'n berg plaas. En in albei gevalle sluit die gedeelte af, sluit die preek af op dieselfde manier, op dieselfde noot. En Matteus, soos wat ons maar baie gesien het met die Bybelskrywers, hulle doen nie maar net 'n ding, hulle skryf nie maar net om 'n storie te skryf nie. Daar's baie
denke wat ingegaan het in hierdie verhale wat hulle opgeteken het. En dis nie om dowenete dat Matteus hierdie twee preke op dieselfde manier laat begin en op dieselfde manier laat eindig nie. Die bergrede eindig in Matteus 7 vers 21 met die woorde: Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. En dan eindig die profetiese rede met die woorde: Dan sal hy vir die aan sy linkerhand sê, Gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy engele. Want ek was honger, en julle het my nie iets te ete gegee nie, dors, en julle het my nie iets te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie as gas verwelkom nie, nakend, en julle het my nie geklee nie, siek en in die tronk, en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle antwoord: Here, wanneer het ons U honger gesien, of dors, of as 'n vreemdeling, of nakend, of siek, of in die tronk, en U nie versorg nie? Dan sal hy antwoord: Amen, ek sê vir julle, wat julle vir een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle ook nie vir my gedoen nie. Dit lyk vir my, as ons hierdie gedeelte dan reg verstaan, dat om bloot die naam van die Here te ken nie genoeg is nie. Want daar's baie, so lees ons hier in die Matteus Evangelie, baie wat die naam van die Here ken. Daar's baie wat sy naam selfs gebruik, maar wat volgens Jesus op die oordeelsdag voor 'n toedeur te staan sal kom. Want dit was presies die probleem gewees met die godsdienstiges van daardie tyd, die Fariseërs veral. Hulle het geweet van die Here. Hulle het die gebooie geken en hulle het die gebooie onderhou, dit slaafs nagevolg. Elke ding wat die Here van hulle gevra het hulle probeer nakom. Hulle het die Sabbat streng onderhou. Geen werk is op die Sabbatdag gedoen nie. Jy mag dit nie gedoen het nie. En al wat 'n godsdienstige fees is gevier. Maar wat was die probleem? Wat is dit wat Jesus so telke male uitwys in die lewe van die Fariseërs? Hulle het nie omgegee vir mense nie. Soos wat die herbergier nie besef het dat die vrou wat hier voor hom staan, die moeder van Jesus is nie. So is baie mense nog steeds nie in staat om vir Jesus in ander mense raak te sien nie. Dit lyk my, ons is slegs gereed vir Jesus se onverwagse koms, iewers in die toekoms, as ons sy teenwoordigheid reeds in die hier en die nou kan raak sien. As ons as 'n ware reeds hier, terwyl ons leef op aarde, aan hom herberg kan gee. Want Jesus verskyn aan ons. Hy verskyn daagliks aan ons, as ons dan van Matteus reg verstaan, en as ons Jesus se woorde reg verstaan, verskyn Jesus daagliks aan ons. En die meeste van die tyd herken ons hom nie. Luther het by geleentheid gesê, die wêreld is vol van God. In alle steegies en voor jou deur vind jy vir Christus. Rondom ons, broers en susters, rondom Christus se kerk, is daar mense wat om watter rede ook al in nood verkeer. Mense wat soms letterlik by ons deur aanklop en smeek vir hulp. Ander mense wat onverwags jou pad kruis en wat jou hulp nodig het. Mense wat in die woorde van Martin Luther Christus is, wat voor jou verskyn. Geliefdes, wat maak ons met die nood van die wêreld?
Ek weet, ons kan nie elke bedelaar wat oor ons pad kom help nie. Ons kan nie elke bedelaar voor geld gee nie. Baie van hulle is ongetwyfeld swendelaars. Ek het al baie in my lewe met hulle te doen gekry. Die sogenaamde die kerkboek van die NG Kerk waar al die dominees se telefoonnommers en kerke se telefoonnommers en adresse in is. Daai boek is omloop onder 'n groot groep mense wat in 'n dorp inkom en dan kyk hulle waar is die adres en dan klop hulle aan by die predikant se huis. Want hulle glo, hulle gaan oral gehelp word. Ek is al baie ingedoen met swendelaars. En ek weet ook dat baie van die bedelaars wat mense veral daar by die verkeersligte kry is in die stede kom, baie van hulle verdien baie meer geld as wat ek verdien deur die almoses wat hulle ontvang. Maar ons kan ook nie elke keer wat ons met iemand in nood te doen kry, eenvoudig ons rug op hulle draai nie. En dit is wat die Here vir ons wil leer in hierdie gelykenis. Ek self het baie geworstel oor hierdie ding. En ek is dalk nog nie klaar geworstel daaroor nie, maar die antwoord is nie so maklik nie. Ek het uiteindelik met 'n plan vorendag gekom wat vir my werk. Miskien help dit vir jou as jy vanoggend dit hoor. Ek het in die gewoonte gekom om 2 dinge van die Here te vra. Ek vra vir die Here, maak my oë oop om nood raak te sien. En dan in die tweede plek dan vra ek vir hom, as U wil hê dat ek iemand moet help, gee vir my 'n rustigheid in my gemoed hieroor. Help my om iets te ervaar van wanneer moet ek help en wanneer mag ek maar nee sê. Maar daai gesindheid maak dat ek nie meer in die eerste plek kan sê ek gaan nie help nie. In die eerste plek sê ek moet help. Dit draai die prentjie bietjie om, want die meeste van ons gesindheid is ek gaan nie help nie. Maar Jesus wil hê ons moet help. En as ons begin bid en vir die Here sê, Here, maak net ons oë oop. Help vir my om die dood raak te sien. Help vir my om vir U raak te sien in ander mense. En gee vir my net 'n rustigheid. As ek moet 'n keuse maak, kan ek help? Moet ek help? Of kan ek maar in hierdie geval nee sê, is hierdie dalk 'n swendelaar wat net my geld wil steel? Gee vir my rustigheid in my gemoed, dat ek die regte keuses maak. Wat verwag U van my om te doen? En ek het gevind, dit werk vir my. Ek maak seker nog steeds foute. Ek wys waarskynlik nog steeds mense weg, wys hulle weg wat ek moes gehelp het. Dit gebeur nog steeds dat ek mense help, wat ek na die tyd agterkom, die ou het maar weer van my 'n gat in die kop gepraat. Ek doen dit nie alles reg nie. Maar ek dink, dit het my gehelp om wel 'n bietjie vrede te kry oor hoe om hierdie probleem aan te spreek. Die gelykenis eindig met die verdoemende boodskap aan diegene wat nie olie het nie. Amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. En dit is eintlik 'n formele uitspraak gewees in daai tyd, wat een persoon vir 'n ander een gesê het, ek wil niks met jou te doen hê nie. Met Jesus se koms, met sy wederkoms, is die rolle omgedraai. Ons kry dit op 'n paar plekke in die Bybel baie doelbewus so dat die rolle omgeruil word. Maar hier ook, in Matteus 25 ook, word die rolle omgeruil. Dat Jesus vir ons sê, wie nie vir Jesus raak gesien het op aarde nie, wie nie omgegee het vir Christus op aarde, wat in die vorm van 'n mens na ons toe gekom het nie, omdat sy teenwoordigheid daar ongeleë was, of ongemaklik was, en wie aanhoudend vir die vreemdelinge nood gesê het, ek wil niks met jou te doen hê nie,
Daai persoon, sê die Here, sal op die oordeelsdag dieselfde hoor. Dan word die rolle omgeruil. En dan sê die Here vir ons, julle het nie vir my herberg gegee toe ek by julle op aarde was nie. Toe het julle my nie geken nie. Nou ken ek ook nie vir jou nie. Gaan weg van my af. Die herbergier het nie besef dat Jesus letterlik binne in die swanger Maria teenwoordig was nie. En daarom het hy hulle weggestuur daar na die stal toe, waar Jesus toe gebore is. Ek vermoed terugskouend sou daai herbergier gesê het, ek het 'n groot fout gemaak. Ek het 'n groot fout gemaak. Ek moes hulle nooit na die stal toe gestuur het nie. Ek moes vir hulle plek gemaak het in my huis. Maar omdat hy nie besef het dat Jesus letterlik fisies in Maria is nie, daarom het hy nie besef dat hy 'n fout maak nie. En intussen wag ek en jy op Christus se wederkoms. En ons kyk na die hemel toe en ons verwag dat Jesus eendag met die wolke sal afkom aarde toe. Maar Jesus sê vir ons, terwyl jy wag, terwyl jy opkyk hemel toe en wag dat Jesus weer sal kom, kyk rondom jou. Want hier rondom ons is Christus teenwoordig. En hy wil hê dat ons hom moet raak sien rondom ons, in ander mense. En as dit ons ingesteldheid word, dan het ons nooit nodig om bang te wees dat ons olie gaan opraak nie. Dit vra net van ons 'n nuwe gesindheid, 'n gesindheid soos Jesus se. Amen. Here, ons kom bid vandag dat ons met u oë na die wêreld rondom ons sal kyk. Dat ons met u oë en met u gesindheid na mense sal kyk. En Here, ek wil vanoggend die vrymoedigheid neem om te bid dat u hier in Paul Pietersburg, in ons NG gemeente, ons sal help, dat ons oë sal oopgaan, dat ons die nood in die wêreld sal raak sien. En Here, dat u vir ons sal wys waar ons moet help en hoe ons moet help. Dat u vir ons daardie rustigheid sal gee, dat ons besig is om vir u te help, waar ons by die nood van mense betrokke raak. Ons bid dit in u naam. Amen.